Welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar oomblikke stil word, asemhaal, ons harte voor die Here bring en weer onthou, ons is nie alleen nie. Vanaand wil ek met jou praat, die persoon wat begin wonder het. Is ek nog genoeg? Maak my lewe nog saak? Sien iemand my raak? Het ek nog waarde? Daar is dinge in die lewe wat 'n mens se waarde diep kan raak, wanneer mense jou verwerp, wanneer iemand jou vervang, wanneer jy nie gekies word nie, wanneer jou huweliksmaat jou seermaak, jou liggaam verander, jou finansies druk, jou werk onseker is, of jy foute gemaak het, wat jou nog steeds pla. En dan begin jy dalk na jouself kyk deur die oë van pyn. Jy kyk na wat gebeur het, wie weggegaan het, wat jy verloor het en wat nie uitgewerk het nie. En sonder dat jy dit besef, begin jy vra, wat is fout met my? Maar vanaand wil ek jou mooi herinner, jou waarde word nie bepaal deur wat met jou gebeur het nie. Jou waarde word nie bepaal deur wie jy gekies het of wie jou verlaat het nie. Nie deur jou bankrekening nie deur jou huweliksstatus nie deur jou ouderdom, jou liggaam, jou verlede of ander mense se opinies nie. Jou waarde kom van God af. Genesis 1:27 sê dat God die mens na sy beeld geskape het. Dit beteken, jy's nie sommer net hier nie, jy is nie 'n fout nie, jy's nie oorgeslaan nie, jy is gemaak deur God, gesien deur God en waardevol vir God. Mense kan jou verkeerd behandel. Mense kan jou laat voel jy's nie genoeg nie. Mense kan jou ignoreer, kritiseer, misbruik of eenkant toe skuif, maar mense se onvermoë om jou waarde raak te sien, beteken nie jy het geen waarde nie. Soms glo ons die stemme wat ons seer gemaak het, meer as wat ons God se stem glo. Die persoon wat jou verwerp het, word dan die stem wat jou identiteit bepaal. Die verhouding wat gebreek het, word die bewys wat jy teen jouself gebruik. Die fout wat jy gemaak het, word die naam waarmee jy jouself begin noem. Maar dit is nie hoe God na jou kyk nie. Jesaja 43:4 sê, jy is kosbaar in my oë, jy is geëer en ek het jou lief. Hoor vanaand mooi, my boetie, my sussie, jy is kosbaar in God se oë, jou lewe het waarde in sy oë. Nie eers wanneer alles reg is nie eers wanneer almal jou waarde waardeer nie eers wanneer jy sterk voel of perfek presteer nie. Jy is reeds kosbaar in sy oë, omdat jy sy kind is. Dalk lê jy vanaand met 'n hart wat seer is, omdat iemand jou laat voel, jy is maklik om te vervang. Dit maak so seer. Dalk voel jy onsigbaar in jou eie huis, jou familie, by jou werk, jy sit soveel effort in en niemand kom dit agter nie. Jou bediening wil net nie van die grond afkom nie. Om nie eers te praat van jou verhoudings nie. Dalk is jy 'n mens wat altyd gee, maar jy voel min word ooit raak gesien. Vanaand wil ek vir jou sê, die Here sien jou. Hy sien die liefde wat jy gegee het. Hy sien die opofferings wat niemand waardeer het nie. Hy sien die trane wat jy weggesteek het. Hy sien die dae wat jy gevoel het, jy is nie goed genoeg nie. Maar tog, deur alles het jy aangehou. En hy sê nie vir jou, bewys eers jou waarde nie. Hy sê, kom terug na die waarheid. Jy behoort aan my. Romeine 8:15 herinner ons dat ons nie 'n gees van vrees ontvang het nie, maar die gees van aanneming deur wie ons geroep is
ons Abba Vader. Jy is nie 'n bedelaar voor God nie. Jy is sy kind. So vanaand, as jou hart jou waarde bevraagteken, bring daardie seer na die Here toe. Bring die woorde wat mense gesê het, die stilte wat jou seer gemaak het, die verwerping, die foute, die skaamte en die gevoel dat jy nie genoeg is nie. Vat dit alles vanaand na die Here se voete toe. Laat die Here jou weer herinner wie jy is. Jy is geliefd. Jy word gesien. Jy's nie vergete nie. Jy is nie minderwaardig nie. Jy is waardevol in die hande van God. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand kom ons na U toe in die magtige naam van die Here Jesus Christus van Nasaret. Here, ek bid vir elke persoon wat vanaand hulle eie waarde begin bevraagteken. Die een wat seer gekry het, verwerp is, eenkant toe geskuif is, of begin glo het dat hulle nie meer goed genoeg is nie. Vader, raak daardie hart vanaand aan. Herinner hulle dat hulle waarde nie aan mense se opinies gekoppel is nie, maar in U liefde. Hulle waarde lê nie in wat gebeur het nie, maar wie hulle in Christus Jesus is. Here Jesus, breek elke leuen wat sê hulle is onwaardig, onsigbaar, vervangbaar, te stikkend, te oud, te swak, te ver agter of nie goed genoeg nie. Heilige Gees, bring waarheid waar pyn 'n leuen geplant het. Bring genesing waar verwerping identiteit beskadig het. Bring vrede waar skaamte hart begin praat het. Vader, help elke persoon om hulself weer deur U oë te sien, nie deur die oë van mense wat hulle seer gemaak het nie, nie deur foute, verlies, teleurstelling of afwysings nie, maar deur die oë van 'n Vader wat hulle liefhet. Ons kom teen elke gees van verwerping, minderwaardigheid, skaamte, selfhaat, vergelyking en leuns oor identiteit in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Ons verklaar vanaand, ons waarde kom van God af. Ons behoort aan Jesus. Ons is geskep na die beeld van God. Ons is geliefd, gesien, gedra en nie vergete nie. Vader, laat elke persoon wat luister vanaand rus ontvang. Laat hulle gaan slaap met die wete dat hulle nie minder werd is, omdat iemand hulle nie waardeer nie. Bedek hulle gedagtes, emosies, hart, huis en slaap met die vrede van Jesus. Dankie Here dat U ons waarde ken, selfs wanneer ons dit self vergeet het. Dankie dat U ons nie meet soos mense ons meet nie. Dankie dat ons kosbaar is in U oë. Ons ontvang U waarheid, U liefde en U vrede vanaand. En ons bid al hierdie dinge in die magtige naam van die Jesus Christus van Nasaret. Goeienaand familie, mag die vrede van God jou, jou huis en jou slaap vanaand bedek. Shalom.